Hoekom is ons hier? Vanaand praat ons 'n bietjie oor keuses en hoekom ons hier is, hoekom ons op aarde en hoekom is ons geskep en hoekom werk ons dit werk en hoekom het dinge gebeur soos dit gebeur het in ons universe en ons create is. Nou by dag is dit nogal diep vraag wat ons vir onsself altyd vra, is why are we created? En hoekom is ons samelewing soos dit nou is? Hoekom funksioneer dit soos dit nou funksioneer? Hoekom lyk dit soos dit lyk? Oor die algemeen, veral julle, vir ouderdom waar julle is, julle is baie ondersoekend, jy weet, alles is hoekom. Maar hoekom werk dit so? En as ek kry dit so is, want 'n mens leer so die wêreld en die lewe ken, en jy leer nuwe goeders ken. Dis vir my lewe, julle, ek love it om nuwe staf te leer ken, dit is my ding. As ek 'n ding leer ken, dan wil ek dit so goed as moontlik en ek wil dit leer ken en dit eis. Dit is my persoonlikheid. Ek love it. Maar dit bring baie vrae, né? Ons sê, hoekom gebeur dinge? En ek dink vanaand se tema gaan baie van julle baie help. Ek het gehoor van 'n vriend van julle in Noordie op PS wat oorlede is in 'n motorfietsongeluk. En ek weet baie van julle is dit baie hartseer voor. En wat ek wil hê is ek wil hê voordat ek aangaan met enige iets, wil ek gou almal vir ons opstaan. Ek gaan vir julle 'n gebed doen en na die gebed gaan ek vir 'n oomblik stilte gee en daai stilte gaan ons dink aan PS en sy familie en sy vriende en aan al die mense wat geaffekteer is met sy dood. En ons vra asseblief dan as ons klaar is, sê okay, dis klaar. Dan kom ons gee mekaar op 'n lekker drukkie en dan sê vir mekaar iets wat tot in die moeilike tye van die lewe is Jesus steeds daar. So kom ons maak ons met van saam as bid vir Jesus. Here, ons staan vanaand hier voor U as U kinders en ons weet dat daar ook in die lewe van almal wat hier voor U is, 'n lewe, 'n hartseer is en 'n groot verlies is aan iemand wat in 'n motorfietsongeluk oorlede is. Nou as hy nog as PS hier en hy het vriende gehad en familie en mense wat omgegee het vir hom en van hulle is hier vanaand en alle mense wat dit geken het ook hier is vanaand, Here, en dan kom ek na U toe en ek vra dat U asseblief almal sal toevou in die groot liefde en dat is ook weer dat in die moeilike tyd hulle nie alleen is nie, maar dat hulle steeds U het om vas te hou. Dit is ongelukkig so dat daar ook moeilike dinge en slegte dinge in ons lewe gebeur, maar ons vra Here dat U asseblief ons sal vashou en ons ook sal gee dat alles okay sal wees. Ons bid vir sy familie en sy vriende dat hulle ook vertroosting sal vind in U woorde, Here. Waar U vir ons leer in die Bybel en vir ons sê, dood, waar is jou almal? Waar is jou mag? En dis is al glo, want ons weet dat omdat die Here Jesus Christus was aan die kruis gesterf het, die dood oorwin is. Ons gaan in 'n oomblik stilte ook vir hierdie gesin en familie. Dankie, Here. Julle kan maar vir mekaar 'n drukkie gee. Nou, ek kan maar Yes. Dankie. Okay. Lekker met drukkie. Okay, julle, so die eerste gebied is dit, alles kom van, hoekom is ons geskep, wat gebeur in die lewe en alles, en kom alles deur op keuses, so keuses, hoekom is ons geskep, en daai tipe van dinge. So ons gaan begin by die eerste groot vraag van alles, wat julle almal vra, die million-dollar question, die question wat die al die nuwe jou gevra is, are we alone? Nee, Jack, dis nie wat ek vra nie, wat ek vra is, dit is 'n vraag, en as jy Superman gekyk het, dan weet jy, we are, you
are not alone. Klink nog legit. Imagine jy slaap die dag en ek kom met hierdie mic. You are not alone. Wie van julle sal hulle self nakmaak? Ek gaan dit doen. Julle weet ons het dit hiernag Saterdag aan, hè? Hier so in die kerk. Julle weet almal van ons het dit hiernag hier Saterdag aan, hè? Weet julle wat van dit nie? Hier is al net oor die klippe gebeur. Ons het dit hiernag hier in die kerk. Saterdag aan, ek sal later oor praat. So later vir al die detail gee. Maar almal van julle wat hier slaap is, dan is die groot speakers sit daar by die slaap en gaan. You are not alone. Nee, dit is net dat dit is gebreek deur loop. You are. Nee, eintlik soos 'n selfsien operator. You are not alone. Jy dan hoor jy die dom praat mense en dan sê hulle nog die ergste ooit. You are reached your goal limit. Ek kan nie wees nie. En dan bel jy altyd weer. You are reached your goal limit. Kan jy dit nog dit praat? Hy praat. Jy reach your goal limit, hè? So top af. Jy weet nou. Okay. Sorry, my ADHD gaan bos vanaand. Ek sien al dit. Maar wat ek wil sê is, wat is hier jou vraag? Hoekom is ons hier? Hoekom is ons geskep? Wat moet ons doen? En weet jy wat, iets amazing het vanaand gebeur. Of jy eintlik vanaand nie, waar ek die preek geskryf het. Het iets rarig amazing gebeur. Nee, as ons sien, ek het nie 'n PowerPoint staf vanaand. Want ek wil vanaand met jou praat. En rarig legitly met julle praat. En dit het iets amazing gebeur, waar het connecteer op my lewe Here, dachte voel ek, hierdie ding so beplan. Maar weet jy wat gebeur het? Ek het nou gekom met tekste. En ek het begin by Genesis 1, en ek het gesê, Genesis 1, is was nou die eerste, soos die skepingsverhaal, hè? So, as Genesis 1 sê vir ons, weet wat in die heel begin van die Bybel gebeur. Heel allemaal weet ons nou, op die eerste dag het het gebeur, die tweede dag, die derde dag, vierde dag, vierde dag, die sesde dag, die mens geskep, die sewe dag het goed gerust, hè? Maar, iets baie cools gebeur, hè? Want ek gaan met julle praat oor, hoekom ons hier is, maar ek gaan met julle ook praat oor, hoekom is daar soos boosheid in die wêreld, hoekom is daar evil, hè? En, toe ek die tekst gebruik uit Johannes 1 uit, ek kan nie vir julle vertel, dit is actually vrek cool, want die Here het my gelei om Johannes 1 te gebruik, maar Johannes 1 begin met die woorde van Genesis 1. As jy in die Grieks in die Hebreëus kyk, is presies, en in die Grieks sê dat die na die geologos of geologos in die begin is of daar aan die woord is gehoord en God is salwe. Anyway, maar die hele kenmerk van Johannes Evangelie is dat het begin by die begin. Dat het begin by Genesis. En dit is my net so amazing dat die Here my gelei het om hierdie twee tekste vir julle te praat. Om julle te vertel wat ons sê. So, hoekom is ons geskep? Kom ons gaan nog ek wil julle Genesis 1 lees, nou. Maar hy hele Genesis lees, net so 'n paar verse, 26 tot 30. Toe het God gesê, kom ons nou maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die magdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. So ons is gemaak om te heers, en ons is gemaak as 'n verteenwoordiger en in 'n beeld van God. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, en al die diere van die aarde, ook oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle die plante, ek gee aan julle die diere, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees, maar aan die wilde diere op die aarde en aan die
aan die dier wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit toe gebeur. Ok. Nie dat hy sê môre. Ek dink ek moet actually, want ek het dit baie gelees in my lewe. So ek het soos, jy weet, my pa was 'n dominee. So ek het nogal redelijk baie van hierdie staf gehoor in die huis. So ek my pa sê, pa, hoe kom ons ons hier? As hy pa vir my sê, waarom jy is hier, as 'n verteenwoordiger van God, jy is hier op die aarde te bewoon en te bewerk, hy weet, wees vrugbaar deel wat jy uitverlos. Soos ek vir julle ook sê, ek moet nie nou vrugbaar wees, asseblief. Maar, nou sê ek met 'n woord bewerk die aarde en so. En jy is verteenwoordiger van God, jy is net beskep in sy beeld, sê ek, soos wat? Wat beteken dit? En ek het bietjie gaan sit en dink, hoe gaan ek met hierdie praat hier? En ek het op neergekom om te sê, wat maak ons anders, as al die ander goed op aarde? Wat maak ons anders as die koeroe wat blaartjies eet? Of as die kameelperd wat blaartjies eet? Of as die leeu